Goeiemôre, goeiemiddag, goeienaand. My naam is Carla Burg en iets wat my onlangs wakker gehou het, is die stupid finansiële keuses wat ek op 'n daaglikse basis maak. So toe bel ek vir Jan Grobler, 'n finansiële adviseur en entrepreneur van Everest Wealth, om my uit hierdie dilemma uit hoopelik te kan kom help. Goeienaand. Dankie, lekker om hier te wees. Hoorie, maar ek wil wel 'n disclaimer gee en ook hier. Finansiële advies is nie iets wat almal noodwendig altyd verstaan nie. So ons doen vandag die finansiële advies vir dummies. Ja, kyk, ek dink is altyd belangrik, moenie finansiële advies van enigiemand afvat nie. Ons sê dit maar altyd, gaan kyk of daai persoon geregistreerd is, of hy regte lisensies het hy FSP nommer, al daai tipe dinge. Dit is, enigiemand kan vir jou om 'n braai sê, ek dink jy moet dit doen. En ongelukkig, daar's 'n baie fyn lyn aan my opinie en finansiële advies. Op daai noot, ek is self jonk en ek maak self daagliks dom finansiële keuses. Wat is iets wat jy al oor die jare agtergekom het, meeste mense, jong mense, doen wat stupid is met hulle geld? Kyk, ek dink ons almal was daar gewees. Ek self incluis, ek lyk dalk bietjie ouer as wat ek is, maar of jonger as wat ek is. So ons almal was daar gewees. As jy R5 in jou gatsak het, wil hy brand. Ja. En ongelukkig, as jy uit skool uitkom, het jy geleer, okay, nou gaan ek universiteit toe of ek begin werk, daar's ekstra fondse en wat gebeur as jy daai R50 in jou sak het? Dis iewers 'n brandy special of 'n pizza special of wherever terwyl jy op universiteit is. 100%. Ja, maar sodra jy begin werk, moet jy vinniger begin. Hoe vinniger jy begin spaar, hoe minder hoef jy te spaar oor die lang termyn. En ons gaan fokus dit altyd terug na compounding effekte wat ons later by sal uitkom. Maar ek dink die grootste gedeelte is wat ek al agtergekom het is jong mense wat sê, luister, ek het nie nou lewensdekking nodig nie. Ja. En ek het ook nie 'n testament nodig nie. Ja, jy het dalk nie lewensdekking nodig nie, maar kom ons sê vir onthaalwe jy's ingenieur. Jy het nou 4 jaar geswat, jy het jou 5de jaar jou honeurs gedoen, dalk 6de jaar jou meesters gedoen. So onder die, hoe kan ek sê, die vaandel van lewensdekking val jou inkomste. So as jy môre nie meer kan werk nie, jy was in 'n karongeluk gewees of jy het 'n siekte opgedoen of wat ook al, en jy kan nie meer werk nie. Jou beroep en jou salaris is jou belangrikste bron. Ja. Lewensdekking is 'n bysaak. As jou inkomste nie verseker is nie en daar gebeur môre iets met jou, waartoe gaan jy? So. Dan val jy terug op jou ouers of wie ook al daar is, en ek dink ons lewe in daai spektrum van baie van ons ouers kan nie bekostig om weer 'n kind in die huis in te neem om te sê, ek moet nou vir jou sorg vir die volgende 30, 40, 50 jaar. En hoe gereeld sien mense deesdae? Ongelooflik baie, ongelukkig baie. So as ons dan gaan na die tweede punt toe gaan, 'n testament. So baie van die ouens sê, ag, ek het niemand nie. My testament, ek het nie 'n testament nodig nie, dis irrelevant, al daai dinge. Dis die grootste fout wat jy gaan maak. By einde van die dag is as jy nie 'n testament het nie en jy is meerjarig, sterf jy interstaat. So Wat is dit? So interstaatsman beteken om te sê, weet wat, die staat kan besluit waantoe of wie erf. Ja, al het jy 'n gewone papier om te sê, weet jy wat, my ma of my pa erf my kar en my bankrekening, alles wat jy op jou naam het. Dit is wel belangrik, want nou op die einde van die dag kom dit in, nou het jy begin werk. Hoopelik is jy by 'n plek wat vir jou groepslewensdekking gee, wat vir jou inkomste verseker, vir jou gevreesde siekte gee, jou lewensdekking het. Ja, daar het jy 'n begunstigde, wat alles reg is. Maar nou begin jy huis opsit. Nou as jy jonk, ek het 'n woonstel. Daar's 'n kar, daar's 'n huis, daar's dit. Nou het jy 'n beleggingkie hier gemaak, jy het geld hier weggesit, al daai goeders. Nou moet dit afgehandel word en niemand weet wat aangaan nie. So, al het jy 'n eenvoudige, ons noem dit 'n one-pager om te sê, hiermee bemaak ek X, Y en Z aan my ouers, onderteken hom, maak seker as 2 mense wat hom by jou teken, of gaan so eenvoudig, of gaan sien 'n geregistreerde persoon, laat hy vir jou ordentlike testament optrek. Vir my die 2 domste goed, kry maar jou testament in plek en maak seker jou inkomste is verseker. Wat het jy al agtergekom is wyse goed wat mense met hulle geld doen? Kyk, ek dink ons begin baie in 'n gedeelte in lewe wat jong mense toets alles. Dit lyk lekker. Okay, hier kan ek gou vinnige geldjie maak, daai tipe dinge, want dit is nou waar ons in toe beweeg is. Baie mense wil te vinnig ryk word. Yes. En so ons jong mense toets dit baie. Maar ons is ook die wat die hardste leer. Ons moet dalk net bietjie step down en sê, okay, waartoe beweeg ek met my lewe? Vir belegging. So ek dink dis 'n pleintjie om te sê, weet jy wat, toets alles. Is daar 'n regte of 'n verkeerde manier om te invest? So ek dink dis 'n ja en nee antwoord. Elke adviseur het sy manier van dinge doen en dis nie reg nie, is ook nie verkeerd nie. Jy moet gaan kyk wat werk vir jou. Wat wil jy bereik en wat wil jy in jou portefeulje doen? Die regte manier gaan wees, is dit geskik vir jou einddoel? Verkeerde manier gaan wees, ja, ek wil spaar vir 'n deposito vir 'n huis, maar ek sit my geld af vir aftrede. Daai twee stem nie ooreen nie. So voor jy dan begin invest, sal jy dan eers gaan sit en sê, okay, maar wat is my einddoel? Okay, elke liewe keer wat ek jou sien, bou ons 'n nuwe plan.
Veral onder jong mense, wat is iets wat jy gereeld sien hulle spesifiek in wil belê? Ons het 'n generasie geskep wat kripto beneek is, as ek dit mag sê. 100%. En baie van die ouens verstaan dit nie altyd nie. Nee, kyk eens, Bitcoin is van X af na Y toe en altcoin is So van A na Y toe. braaivleisgesprek. Ja, so kyk hierso nie, ons moet jou geld hier insit. Ja. Nou dra daai kripto om van $100,000 af val hy weer na 40,000 toe. Nou huil jy want jy het ingekoop op 100 en hy het geval na 40 toe. Ja, op die einde van die dag is baie van die jonger mense nou ook wil ook of begin nou weer fokus op die huismark. So die huismark was maar die laaste 5-6 jaar stil, maar baie ouens begin nou weer en sê ek wil dalk 'n woonstel koop om dan uit te verhuur. Al wat my hoe kan ek sê my raad kan wees is dink net klein bietjie ver vooruit. Hoe ver is jy van trou af? Hoe ver is jy van kinders af? Want nou moet gebeur is ook om te sê kan jy, kom ons sê oor 3 jaar trou jy en jy en jou vrou of wie ook al besluit ek wil graag, ons wil ons eie huis saam koop. Okay. Kan jy dit dan bekostig want onthou jy het nog steeds jou woonstel. Ja, al betaal iemand andersom, hy vorm nog steeds deel van jou eie laste. So jy moet nou gaan besluit is ek in lyn om te sê ek kan my R800,000 se woonstel bekostig wat my maandeliks X kos en ek kan nou 'n R2 miljoen se huis saam met my vrou gaan koop of my partner. Niks meer fout nie as jy 'n woonstel kan koop en jy kan hom uitverhuur, iemand anders betaal jou verband, ek sal 100% agter jou staan. Maar So dit kan moontlik 'n wyse keuse wees. dit kan. As mens nou geld byvoorbeeld by 'n plek soos Everest Wealth belê en jy wil die dividende is die regte woord. So 'n bietjie van myself is so ek het my huis wat ek en my vrou en my kind in bly, maar ons ook 'n woonstel wat ons uitverhuur. Okay. So jy moet altyd versigtig wees. Onthou, nou kry jy nie 'n huurder nie of die geskikte huurder nie. So jy moet ten minste 6 maande tot 'n jaar se finansies eenkant kan hou of kan dek om te sê ek kan nog steeds daai paaiement betaal al het ek nie huurder binne nie. Onthou op die einde van die dag sodra jy skuld wil aangaan om 'n huis te koop, om 'n kar te koop, al daai tipe dinge, gaan kyk jy na kan jy dit bekostig? Kan jy dit betaal? As jy geen skuld Jy het het skuld nie, nodig om skuld te maak. presies. As jy nie skuld het nie, dan gaan die bank vir jou sê, "Skus, al verdien jy R100,000 'n maand." Dan sê maar, hoe weet ons jy kan dit bekostig? Ek het 'n paar jaar gelede dit gesien. Ek het probeer aansoek doen 'n paar jaar gelede vir 'n kredietkaart. En hulle het vir my gesê, "O, sussie, jy het skuld nodig om aansoek te doen vir 'n kredietkaart." Iets so eenvoudig soos 'n klererekening eers. Precies. Ek het glad nie geweet daarvan nie. Jy kan fisies inbetaal op jou kredietkaart. So jou limiet is R1,000. So jy kan letterlik R1,000 in die rooi ingaan en dan stop Jy hy. betaal. Oh, Dan stop hy. Verstaan, okay. dan kan jy hom nie verder swipe nie. So, maar nou vat jy jou salaris. Kom sê luister, ek het R5,000 spending money, jy sit dit op daai kredietkaart. So die bank skuld jou eintlik daai geld. Omdat dit in 'n positief is. Maar dis 'n kredietkaart. Daar's transaksielys. Yes. Alles wat gebeur en einde van die maand wat gebeur, jy's R200 in die rooi. Jy sit weer hier volgende maand se geld in en jy gaan aan. So jy bou 'n goeie habit op om te sê maar hier's my kredietrekord. Ek kan bekostig om my skuld te delg. Ja. En dis net 'n klein dingetjie om te sê as jy nou net klere rekening wil hê of jy wil nie dit hê of jy wil nie dat hê nie. ja. That's Ek what voel we- hierdie moes deel van julle graad gewees het. Die film se naam is Confessions of a Shopaholic. Het jy al ooit van hom gehoor? Ja, ek het daarvan gehoor, as ek dit sien sal ek Sal jy ja, dit ken? Daar's 'n gedeelte in die begin van die film wat sy as kind nie kon verstaan. Sy noem dit the magic card. Waar mense met 'n kredietkaart sal koop, dit kos hulle niks, maar hulle kry iets. alles. En dit was altyd vir my baie interessant om te sê want ek het ook so gedink as kind. Ek het gedink, "Oef, dis hierdie magic card," want daar was 'n verskil tussen my ma se debietkaart en my ma se kredietkaart. Presies. Hoe probeer mense iemand wat glad nie weet dat iets soos 'n kredietkaart lanktermyn actually 'n probleem vir jou kan veroorsaak nie? Hoe verduidelik mense dit vir hulle? Hou jou limiete in dop. Okay. So baie van die ouens, onthou, eerste ding wat gebeur, nou het jy kom ons vat 'n klere rekening. Jy het nou net begin werk, wat is jou limiet? R1,000. Jy dink, yes. So nou begin jy daai ding koop en betaal en al daai dinge. 3 maande dan bel hulle jou. Yes, baie geluk, jy kwalifiseer, ons kan vir jou R5,000 gee. Okay. Wat doen die mense? Ja, increase. Wat gebeur môre? Gaan spandeer uit. Sure. Nou betaal jy 3 maande, 6 maande down the line, dan bel hulle weer. Jy's so goeie getroue betaler. Baie dankie vir die goeie kliënt wat jy is. Ons kan hom increase na 10,000 toe. Wat gebeur? Jy gaan spandeer daai geld. So nou die probleem kom in, dis daar, jy betaal nog steeds jou rekening. Hoe meer jou skuld is, hoe meer word jou maandelikse premie wat jy moet betaal. So weet jy wat, gaan doen jou budget. Nou werk jy daarop uit, ons sal nou daarby uitkom, daai vloekwoord wat niemand van hou nie. Jou budget. So nou gaan sê jou budget, sê weet jy, ek kan R1,000 aan skuld betaal. Hoe pas dit in my prentjie in? Jy weet, okay, ek het nou al my limite uitgemax, dis R1,000. Ja. Moet dan nie gaan en sê, luister,
Ja, ek sal nog My R5,000. 5000, ja. Ja. Ek dink baie mense sukkel daarmee. Ek dink veral jong mense, ons glo nie in budgets nie, net soos ons nie glo in voorbereiding vir byvoorbeeld aftrede en daai tipe van goed nie. Hoe lyk 'n gesonde budget? Jy moet op die einde van die dag gaan besluit, as jy nooit vir jouself perke gaan stel nie, gaan jy nooit in 'n gesonde hoe kan ek sê, in 'n gesonde verhouding met geld kom nie. Okay. Want dis nou wat gebeur. So ons almal was daar, was jong, dom, my insluitend. Nou is daar geld in die rekening, wat gebeur? Ons gaan kuier. 'n Lekker naweek. Ja, en ons gaan. Wat gebeur? Nou brand ons daai kaart. Okay. Kry. O, shit, nou het ek alles spandeer vir die volgende 3 weke, kan ek nie uitgaan nie, of nou gaan nie in skuld in. So, jy moet altyd gaan soek, weet jy wat? Baie verwys na die 50-20, 50-30-20 reël. So is maar 50% is jou elke dag se uitgawes, 30% spaar en dan vir my is die 20% is jou spending money. En As jy nou sê wegsit, wat is 'n praktiese manier hoe mense daai geld kan wegsit? kyk, jy gaan 'n rekening vir jou moet skep en te sê teen alle onkoste raak nie na daai rekening. Okay. Ek het self van my kliënte wat sulke tipe beleggings het. En hulle moet my eers toestemming vra om die papiere te onderteken om te sê okay, jy mag jy geld onttrek. Slim. En ek het nou die dag weer noem dit die mooi kant van accountability gesien. En dis essensieel wat dit is. So op dit moet jy gaan sê, wat het ek fisies nodig? So nou kom ons sê jy het R1000 'n maand wat luxuries en spaar moet doen. So nou kry jy increase. Eerste ding wat die ouens doen is, great, ek koop 'n nuwe BMW of ek koop 'n nuwe kar, al die dinge. As jou kar niks bekeer nie, los hom. Kan ons daai op 'n T-shirt groot print? As jou kar niks bekeer nie, los hom. Ja, almal wil 'n lekker kar hê, almal wil 'n fancy kar hê, almal is, maar daai wat jy elke 2 jaar, ek het 'n increase gekry. Nee, kom jy nietste. Nuwe kar, nuwe foon, nuwe vrou. Sorry, hardop. Net so. Dis die eerste ding en dit is wat ek baie keer vir my kliënte ook sê is, sodra jy die dag begin met jou finansiële beplanning, moet jy sê okay, eerste gedeelte as daai salaris in jou rekening kom, moet jy jou gedeelte wat jy wil spaar uithaal. En hy moet daar lê in 'n rekening wat jy nie toegang het Dit nie amper vanselfsprekend wees dat dit gaan gebeur. Ja, okay. So ek wil amper sê, weet jy wat, sit 'n debit order op jou rekening. Dis flippend. En sê okay, sodra hy inkom, debit order, hy lê daar, want dit moet vir jou moeite wees om nou moet ek my password gaan reset. Nou moet ek eers my logins gaan onthou en. Sorry, ek gaan weer verwys na Confessions of a Shopaholic. Ek moes die hele film op 'n display gehad het hier agter my, maar daar's 'n gedeelte wat sy so sukkel om te spaar dat sy haar fisiese kredietkaart vat en dan vries sy hom in 'n roomysbak in die vrieskas. Kyk, ek dink dit is waar die groot gedeelte inkom en dis hoekom ons altyd sê dit is baie mense soek immediate gratification. Ja. Ek wil dit nou hê. Gaan dink 'n dag of 2 daaroor. So ek sê as ek 'n paar tekkies sien is hy in die trolley en dan gaan ons. Ja. 'n week daarna is hy loop lekker, maar my oues was beter. Ja, nee, ek sou nie sê beter nie, maar die nuus maak my seer. Nou het ek 'n fout gemaak. Was net so goed gewees. Okay. Nou die nuus maak my nou seer. Nou is ek reluctant om hulle aan te trek want hy maak my seer tot op 'n punt weer kom. Verstaan, so Rian, 3 warm aartappels binne-in en is 'n nuwe skoen. Investing 101. Hoe begin dit? Hoe werk dit? Spesifiek gemaak op jong mense. Baie mense sê luister hier, ons sit hier in die pragtige studio. Hier's gitare wat ek dink 'n paar rand werd is. Dis 'n landrysin is vir myne nie. Maar as jy gaan vat dit is 'n langtermyn investment vir hom. Ja. As daai tipe gitaar nou verkoop moet word of wat ook al, kan jy die geld daarvoor kry. So jou investing 101 kan in enige vorm plaasvind. So of jy geld in die bank sit, of jy fisiese belegging begin, of as jy iets koop wat se waarde meer word wat jy weer kan verkoop. So die belangrikste is begin. En baie mense raak kwaad vir my daaroor om sê, weet jy wat, daar's sekere aspekte. As die belegging wat jy aan dink, waghalsig is en jy het nie baie vertroue in hom nie, sê ek altyd, weet jy wat, loop uit by jou erf, die eerste beste persoon wat verbyloop. Gee daai geld vir daai persoon. As jy dit kan bekostig, dit gaan jou nie pla nie, jy gaan nie slaaplose nagte daaroor hê nie, gaan vir daai belegging. Maar as dit jou 0,00012% gaan pla, moet dit nie doen nie. Nee. Wat sal jy vir jong mense sê wat dit vir die heel eerste keer doen? Daar's 'n sekere hoeveelheid wat hulle per maand van hulle ouers afkry. Kom ons begin dan, want meeste studente byvoorbeeld werk nie. En hierdie bedrag wat jy van jou ma of pa week afkry, gaan vir petrol, kuier, kos en sê maar klere, wat ook al. Wat sê jy vir so iemand wat nie heel eerste sal gaan, dalk moet ek 'n gedeelte hiervan invest nie. Kyk, ek dink gaan doen jouself 'n guns. As jy gaan kyk, belasting, daar's net een truly tax-free investment in Suid-Afrika. Daar's ander wat belastingvry uitbetaal en maar jy word nog steeds belas. So die enigste tax-free wat jy geen belasting op betaal nie, is 'n normale tax-free investment. En onthou, 'n tax-free is daar gebou om te hou vir 30, 40 jaar.
So maak daai ding so aggressief as moontlik. Want Jy gebruik die woord aggressief. Kan jy gou verduidelik in wat bedoel jy elke keer as jy dit sê? Ek het 'n idee. Ja. So aggressiewe portefeulje my oë is iets wat dis nie high risk nie, dis net wisselvallig. So dit behoort jou nie eintlik te impakteer as jy dit reg doen nie. Glad nie. Ja, die jaar gaan dit min wees. Jy gaan sien daar val hy, maar oor 'n standvastige termyn van 30 jaar het jou portefeulje dit gedoen. Want mense het regtig gemengde gevoelens oor hierdie volgende onderwerp. Ek sal love om jou take op dit te kry. Kreerhand. Hoe voel ons daaroor? Altyd. Regtig? Iemand het eendag vir my gesê sy weet nie of dit ooit enigiets gaan doen langtermyn nie. Onthou, 'n kreerhand is 'n legal currency in Suid-Afrika. Ja. So ja, baie ouens gaan hesitant wees as jy met 'n kreerhand instap en sê, "Hey, ek wil sweets koop." Want hy gaan nie weet wat hom tref nie. Maar dit bly 'n legal currency in Suid-Afrika. So jy kan bank toe gaan of na die ouens wat in dit deel en sê, "Hier's 'n kreerhand, ek soek die waarde." Interessantheid tot halwe, as jy gaan kyk wat goud die laaste 5 jaar gedoen het, hy het goed gedoen. Spesifiek gefokus op die finansiële industrie in die agterkant van jou kop. Wat laat jou rustig slaap in die aand? Kyk, ek dink is die maatskappy vir wie ek werk, die span wat om my werk. Ons is nie net elkeen vir homself nie. Alhoewel jy 'n adviseur is gekoppel aan kliënte, ek het 'n massiewe span wat agter my werk, wat saam my staan, wat elke dag saam my werk om alles gelyktydig te kry. So ek dink dit laat my rustig slaap in die aande. 'n Span wat innoverend is, en vorentoe wil beweeg. So ek dink dis 'n lekker gevoel. Vir my persoonlik is wealth is important, but legacy is everything. So ja, dis maar my oor en uit. Wealth is important, but legacy is everything. Ja, dis mooi gesê. Ek het definitief meer gemoedsrus nou oor finansies en finansiële toestande vir jong mense oor die algemeen in Suid-Afrika. Dankie dat jy saam gekyk het. Tot volgende week toe. Lekker aand.